Goeiemôre liewe vriende en welkom by die volgende episode van Koffie vir jou siel. Vandag is die 11de Januarie 2026. Die titel vir vandag, wat is gebed? En ons tema, boustene vir jou tyd met God. Vandag gaan ons kyk na wat ek glo die mees lewegewende aspek van ons daaglikse tyd alleen met God te hê, en dit is gebed. Daar is soveel idees daar buite oor wat gebed behoort te wees. Vandag is my hoop om te verduidelik wat gebed vir jou en my kan beteken in hierdie ruimte wat ons skep vir God se teenwoordigheid, deur saam na die woord te kyk. En dan uiteindelik vandag ruimte te maak om werklik in gebed te tree. My hoop is dat God vandag 'n pad vir ons duidelik sal maak, sodat ons elke dag kan wandel in 'n dieper verhouding met hom. Die sleutelvers vir vandag kom uit 1 Korintiërs 14 vers 15. Hoe moet dit dan wees? So, dat ek met die gees moet bid, maar ook met die verstand. Ek moet met die gees die lof van die Here sing, maar ook met die verstand. Die oordenking vir vandag, gebed wat die hart verander. Gebed is een van die mees lewegewende gawes wat God aan sy mense gegee het. 'n heilige ruimte waar ons luister, ons oorgee en ons harte met syne in lyn bring. Die skrif roep ons op om sonder ophou te bid, om in Jesus se naam te vra en om God te nader met die vertroue dat hy hoor. Tog herinner Jesus se lering in Matteus 6 ons daaraan dat gebed nie bloot 'n praktyk is nie, maar 'n houding, 'n uitnodiging tot diep persoonlike gemeenskap met die Vader wat ons in ons volheid ken. Voordat hy die Onse Vader vir ons gee, vestig Jesus ons aandag op die manier waarop ons bid. Hy roep ons na die geheime plek, die stil, verborge ruimte waar niemand anders kyk nie en niks anders meeding om ons liefde nie. Dit is daar, agter die toedeur, dat God ons met beloning ontmoet. Nie materiële wins nie, maar die beloning van sy teenwoordigheid. Sy stem en sy transformerende liefde. Elke gelowige het hierdie heilige intieme plek met God nodig, want dit is hier waar ons verhouding met hom verdiep en ons lewens hervorm word. Jesus waarsku ons teen leefwoorde en geestelike prestasie. Gebed gaan nie oor welsprekendheid of volume nie. Dit gaan oor eerlikheid, nederigheid en verhouding. Ware gebed vloei uit die hart, nie die lippe nie. Dit is die daad om onsself ten volle in God se hande te plaas, na sy stem te luister en om toe te laat om ons van binne na buite te verander. Soos Moeder Teresa en C.S. Lewis albei opgemerk het, gaan gebed minder daaroor om God te beweeg en meer daaroor om God toe te laat om ons te beweeg. Daarom is die volgende vraag diep persoonlik. Het jy God vandag nodig? Het jy sy teenwoordigheid, sy leiding, sy transformerende aanraking nodig? Stap in die geheime plek in. Maak jou hart oop. Laat gebed die ontmoetingspunt word tussen jou behoefte en sy liefde. Soos jy jouself in sy hande plaas, sal hy jou vorm, jou versterk en jou intrek in die lewe waarvoor jou siel gemaak is. Hoe kan ons dit in ons persoonlike lewe toepas? Gebed was nooit bedoel om ingewikkeld te wees nie. Die gewig van verandering rus nie op jou skouers nie, want dit is God alleen wat genees, herstel en transformeer. Net soos verlossing ontvang word, nie verdien word nie, is gebed eenvoudig om ja te sê vir wat God reeds begeer om te doen. Jy hoef hom nooit te oortuig om genadig of medelydend te wees nie. Sy hart loop oor van genade, wat jy jou kan voorstel bo enigiets anders. In gebed tree jy in daardie genade in. Jy maak jou lewe oop vir die transformerende werk van die Vader wat jou liefhet. En terwyl jy bid, vereenselwig jy jouself met sy hart, verander en sluit jy by hom aan in die pragtige werk wat hy smag om in die wêreld te volbring. Mag jou gebedslewe gekenmerk word deur hierdie eenvoud, hierdie oorgawe en hierdie volheid, oorlopend met die kragtige liefde van God. Die aanbiddingslied vir vandag is deur Matt Meyer, getiteld Lord, I Need You. Lord, I come, I confess, bowing here, I find my rest.
Without you, I fall apart. You're the one that guides my heart. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Where sin runs deep, your grace is more. Grace is found, is where you are. Where you are, Lord, I am free. Holiness is Christ in me. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. So teach my soul to rise to you. When temptation comes my way, when I cannot stand, I'll fall on you. Jesus, you're my hope and stay. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. You're my one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Kom ons bid saam. O Here Jesus, ek plaas my lewe weer in U hande. Verwyder die druk om te presteer en leer my die eenvoud om ja te sê vir wat U reeds in my verlang om te doen. Maak my strewe stil en maak my hart oop vir die genade wat genees, herstel en transformeer. Laat my gebede in lyn kom met U begeertes vir my lewe, vir diegene wat ek liefhet en vir die wêreld wat deur U verlos is. Vul my gebedslewe met U volheid en laat U kragtige liefde my van binne na buite hervorm. Ek bid dit in U magtige naam alleen. Amen. Ons kan ook verder uit die skrif leer om ons meer te bemoedig in vandag se oordeenking. Die eerste verse kom uit Romeine 8 vers 26 tot 27. Die Gees staan ons ook in ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge wat nie met woorde gesê word nie. En God, wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is, want hy pleit volgens die wil van God vir die gelowiges. Gebed word nie deur ons krag aangedryf nie, maar deur God se Gees wat in ons werk. Die volgende verse kom uit Filippense 4 vers 6 tot 7. Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Gebed maak ons oop vir God se vrede en verlig die laste wat ons nooit veronderstel was om te dra nie. En dan die laaste verse kom uit Efesiërs 3 vers 20 tot 21.
Aan hom wat deur sy krag wat in ons werk, magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink. Aan hom kom die eer toe, in die kerk deur ons verbondenheid met Christus Jesus, deur al die geslagte heen tot in alle ewigheid. Amen. Gebed is om ja te sê vir wat God reeds begeer om te doen, ver bo ons vermoë om te begryp. Mag jy 'n vreugdevolle dag hê, mag die Here jou seën. Ons chat weer, tot volgende keer. Shalom, shalom.